Wie van julle lees SMS'e en WhatsApps terwyl die kerk aan die gang is? Kom wees eerlik. Ek glo julle wat kopskud niks nie. Jy dink. Nou ek wil jou aanmoedig om 'n SMS of 'n WhatsApp tydens die diens te lees, want miskien is dit iemand wat vra vir gebed. Wie van julle het almal kleinkinders? OK. Wie van julle se kleinkind het sy of haar vrymoedigheid verloor? Nee, ek vang julle uit. Wie van julle se kind of kleinkind het sy of haar vrymoedigheid verloor? Hugo, kan jy vir my help op die klank asseblief? Waar is Hugo? Hy sê so boem hier in my. Ek is nie verkoue nie. Ek weet ek is nie verkoue nie. OK. Wie van julle se kind of kleinkinders het vrymoedigheid verloor? Kan ek vir julle net met groot getuienis en oortuiging sê, Lomay van die kerk het nog nooit haar vrymoedigheid verloor nie. Kyk, sy kry al die moeilikheid by my in die wêreld, en al die kwaai en die en nee, en die antwoord is nee, en ek sal nie, en ek gaan nie, nee, maar sy hou nie op nie. Oupa, is daar nie 'n ou geldjie nie. Want ek het 'n besluit gemaak, ek sê my 2 kleinkinders gaan nooit smeek vir geld nie. Ja, julle kry so, pastoor, jy bederf die kinders tot in die grond toe, jy leer hulle nie selfstandigheid nie, en pastoor, baie dankie, julle kan dit ook maar probeer, jy weet. Oh man. Dankie Tannie Audrey, ja, dankie. En laat Susan nou net iets te sê het. Goed, is goed, Susan het nou nie gehoor wat Tannie sê nie, nee. Maar dink daaraan as iemand sy vrymoedigheid verloor. OK, hier kom hy. Hoeveel van julle het julle vrymoedigheid teenoor God verloor? Dink mooi. En dit is veral sonde wat veroorsaak dat jy onvrymoedig word om na God toe te gaan. Ek wil vir jou sê, daar's baie mense wat onvrymoedig is om na die troon van genade toe gaan om op die regte tyd gehelp te word. Nou, ek dink hierdie laaste stukkie het vir my nou persoonlik nou lekker aangegryp, want jy gaan nou vra nou wat het WhatsApps en SMS'e nou lees in die kerk ensovoorts. Behalwe dat ek dink dit kan 'n gebedsversoek wees, wil ek vir u sê, dit word ook sommer, jy weet, getuienisse partykeer. Want kyk, is al 'n lekker WhatsApp om te kry toe ek nou, en ek wou nie kyk nie, want ek weet, ek leer julle, maar ek het vir julle gesê, jy kan jy selfoon mos mag bietjie, jy mag net game speel nie. Jy weet, is goed. Maar is so lekker in my oog vang die WhatsApp, en want hy is op my horlosie hier so, en ek kyk hom so, en ek sien R5,000 in my rekening aan betaal. Terwyl ons sing, ek stel my oop, laat my oorloop. So Lomay, daar's weer 'n bietjie fudge geld vir jou. Amen. Want hy kom in die week, is die lelikste skoene wat ek in my lewe gesien het, maar sy glo is mooi skoene. Sulke vet groot skoene, lank en kort. Nee, oupa geldjie vir die skoene, en ouma het nee gesê, en ek nee gesê, maar uiteindelik het ek toe net die skoene gekoop. Ek dink ouma het die skoene gekoop, ek weet nie wie nie. Maar ek wil vir julle sê, partykeer moet jy ook jou kind help om wat mooier goed te koop met die geld wat jy so mooi mee gewerk het. Kan ek 'n amen kry asseblief? Ek stel my oop. Laat my oorloop. Die Nuwe Testamentiese kerk
het hulle huise verkoop, dat die kerk voordeel kon trek. Ja, ek gaan nou nie daar gaan nie, want daai preek hou niemand van, as ek begin vertel van huise verkoop en niemand het niks besit nie, en hulle het almal alles saam besit. Maar kan ons Bybelverklaring doen, want dis vanoggend nog steeds Pinkster. Dis vandag Pinksterdag. En ek gaan nou vir jou help om te verstaan, dat dis hoekom dit die 50ste dag is, né? En ek gaan vanoggend so 'n bietjie somme maak, so julle moet reg wees om 'n paar somme saam met my te maak, getalle en waardes, want dit gaan jou help om iets van Pinkster beter te verstaan. So kan ons Bybelverklaring saam doen, dan sê ons, hier is my Bybel, dit leer my van God, God is gees, en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem, die woord is die waarheid, en die waarheid sal my vrymaak. Ek dank die Here vir daardie waarheid. In die week kry ek 'n Pinksterboodskapper. Wie van julle onthou Pinksterboodskapper? Wie weet wat dit is? Ja, dit was die kerk, die AGS kerk in Suid-Afrika se amptelike tydskrif gewees. Hy het eers 'n ander naam gehad. Wie onthou die ander naam? Ja, maar hy het 'n ander naam gehad. Weet julle wat was sy oorspronklike naam? Die Trooster. Is my so lekker as julle, ja, ek het dit geweet, jy weet goed. Ek is so bly jy het dit geweet. Weet, maar hoekom was dit die Trooster? Want die kerk se klem was op die persoon van die Heilige Gees gewees. En toe het hy nou later die ander naam gekry van die Pinksterboodskapper, né? Nou die Pinksterboodskapper wou van die rol van die Heilige Gees gaan na die rol van die lidmaat. En sê maar, ons is Pinksterboodskappers. Ons dra die boodskap van Pinkster, nie. Nou in 1980, toe ek en Margaret nog jonk en mooi was, né? Is daar 'n foto van ons en iemand stuur in die week die foto aan waar ons ingeskryf was en voorberei was om met die jeugspanne in Suid-Afrika, weet oral rond te wees. En ons was selfs hier gewees, maar nou moet Margaret vir my help onthou, ek dink ons was swak op Walvisbaai, ek kan nie onthou nie. Was ons, ons het die hele Namibië vol getoer op 'n stadium, oral in Keetmanshoop, en al die dorpies, Karasburg en oral was. En Suid-Afrika was ons in baie plekke gewees. Die hele gedagte van Pinkster is 'n noodsaaklikheid. Ek wil eintlik sê, Pinkster is belangriker, en nou moet jy my verstaan, ek sê, vir my en vir my funksionering is Pinkster amper belangriker as Kersfees, die geboorte van Jesus en die kruisdood en die opstanding van Jesus. Want dit sê vir my wat Jesus was. Hy's gebore, hy het gesterf, maar hy het opgestaan. Maar Pinkster sê vir my, wie is ek? En hoe moet ek wees? En hoe moet ek optree? En ons het in ons Pinkstertyd, het ons nou 'n belangrike openbaring mee gewerk. En dit is, dat die mense daar buitekant verstaan nie, dink nie meer Pinkster nie. Weet, want Hemelvaartdag en Pinksterdag, en so kan ek aangaan, al die vakansiedae wat 'n geestelike waarde gehad het, is nou Afrika dag en wat Genocide dag en hulle het almal ander name gekry, weet, wat nie meer vir my en vir jou vashou by die Bybel en die waarheid van die Bybel nie. So ek gaan jou vanoggend op 'n paadjie vat as deel van Pinkster, want wat het regtig op Pinksterdag gebeur? Hoe is dit moontlik dat daar gawes gegee is?
Hoe is dit moontlik dat mense opgewek is en dat hulle so bereidwillig was om met vrymoedigheid die evangelie van Jesus te verkondig en selfs tot die dood toe. Dat hulle bereid was om as martelare te sterf. Nou ek het 'n idee, myself ingesluit, is dat ek gaan daarom maar 'n klomp sypaadjies of storieetjies probeer as my lewe bedreig word ter wille van die evangelie. Jy weet, dan dink ek gaan ek ook maar 'n paar versigtige tree gee. Sal ek regtig bereid wees? Nou wat is dit wat in Pinkster so werk, dat mense bereid is om op te offer? Om te sê, ek stel my oop. Laat my oorloop. Want dis die oorloop wat die oopstel so belonend, so mooi maak, né? Goed, so kom ons gaan vir 'n oomblik kyk nou. U sal sien ek het die hemelvaart prentjie daar gelos, dat jy saam met my weer terugskuif, nou so 'n paar dae terug. Nou, wie van julle weet hoeveel dae terug was dit hemelvaart gewees? Jep, Cassie kan somme maak so julle kan vir hom besigheid gee, né? Hy kan somme maak. Goed, so kom ons kyk vir 'n oomblik na hierdie prentjie weer en dan besef ons dat met die hemelvaart het Jesus vir sy disippels bevele gegee en op Pinksterdag het van hierdie bevele in werking getree of het hulle in vervulling gegaan. Want as jy 'n bevel maak, as jy 'n opdrag gee, dan verwag jy dat iemand moet dit uitvoer. Is ek reg, nê? Nee. As jy wil hê dat iets moet gebeur, dan gaan jy verwag dat dit moet gebeur. Nou 10 dae na hemelvaart is Pinkster. Dis nou vandag. As jy nou probeer om die kronologie terug te skuif 2000 jaar terug, daar na die boorvertrek in Jerusalem en jy sê wat het op Pinksterdag daar gebeur? En dan sal jy ook weet dat dit is nou 40 dae plus 10 dae of 50 dae na die hemelvaart van Jesus, nê? Of na die opstanding, nie die hemelvaart nie. Dis 50 dae na die opstanding. So onthou julle nou Paasnaweek, Vrydag het ons weer die diens gehou en ons het Sondag weer 'n diens gehou en ons het Vrydag gesê hy's gekruisig, hy het gesterf en ons het gesê die Sondag hy het opgestaan, nê. En daardie opstaandag was ook 'n fees gewees van die Ou Testamentiese kerk en ek gaan dit vir jou moet laat jy dit mooi verstaan en mooi bære in jou hart. Maar Pinksterdag is ook die begin van 'n fees. Nou die een is die fees van die eerstelinge of die eerste gerwe en die ander een is die fees van die weke. Nou ek gaan nie probeer vir jou Joodse feeste leer ken vandag nie. Ek wil dit net as verwysingspunte hê dat jy verstaan, hierdie goed kom al van die Ou Testament af. Was dit 'n lekker ontdekking om te verstaan dat Kain en Abel se storie het iets met Pinkster te maak? Verstaan jy dat God se gees was al by die skepingsverhaal? Die gees van God het oor die waters gesweef en waar die gees van God beweeg, daar's lig. Duisternis kan nie wen nie, want hy is lig. God se waarhede is lig. En as jy God se waarhede die lig van jou lewe maak, sal jy nooit in duisternis vasgevang word nie. Met ander woorde, duisternis is, ek weet nie wat ek moet doen nie, ek is so verward en dinge is so verkeerd, en ek weet nie meer waar nie. Nee, jy's oortuig. Jy's seker, jy weet. Nou, as jy die fees van die eerstelinge het gegaan oor die koringoes, wat hulle die eerste gerwe moes gaan afsny het, en dan het hulle dit na die tempel of na die priester toe gebring, en hulle het dit in 'n simboliese handeling, het hulle dit gewaai. So daar's nou verskillende woorde wat hierdie feeste beskryf ensovoorts. Maar dit was om te sê, Here God, U wat die eerste vrug kan gee,
kan ook die laaste vrug gee. U kan die hele oes seën. En weet julle, ek dink as jy as 'n gelowige begin lewe met hierdie waarheid en jy sê vir jouself, my hele lewe kan geseënd wees. My hele lewe kan ek beskermde van die Here wees. Ek hoef nooit onder sy veiligheid of onder sy sorgsaamheid uit te beweeg nie. Ek hoef nooit sonder te wees nie. En ek wil gou vra, wie van u kan saam met my getuig dat jy nog nooit een aand sonder kos gaan slaap het nie? Kyk daar. Kyk hoeveel hande kan op. OK, ander kant toe, wie van julle het al sonder kos gaan slaap? Dat daar nie eers 'n broodjie was nie. Dat daar nie eers 'n koppie koffie was nie. Daar was net 'n paar, wat is hierdie boontjie goeters, daai harde boontjies wat jy in die kookwater moes sag maak, tannie Audrey. Jy weet, sulke boontjies, ja, wat se bone? Ek weet nie, bone. Daai wat, ek weet my ma het altyd so oornag. Ertjies, onthou julle ertjies? Daar was net nog so 'n handjie vol ertjies, daai groen in die helfte deurgebreekte ertjies, né? Maar hulle moes vir 'n dag of iets in die water lê voordat my ma dit kon kook. So as hy dit nie in die water gelê het nie, het jy daai aand nie ertjies gehad nie. So jy het nie eers ertjiesop gehad nie. Goed, nou hoor gou wat ek vir jou wil hê, sê. Die fees sê, Kain se offer sê, dat God kan dit begin en hy kan dit eindig. Né? En daarom moet jou offer met geloof gepaard gaan. Die Bybel het duidelik vir ons gesê, Kain se offer is verwerp omdat hy nie geglo het nie. Hy het gedink as hy nou hierdie perskes en mangoes en lemoene en alles wat hy gebring het, jy weet, en koring en alles wortels en alles wat hy gebring het, nee. As hy het gedink as ons dit nou opeet, is dit verby. En ek is so bly dat Kain se offer demonstreer iets van dat alles is verganklik. Maar toe kom Abel en hy sê die God wat hierdie lammetjie of dier wat ek nou offer, as God een kon gee, kan hy twee gee. As hy die een keer kon gee, kan hy 'n tweede keer gee. Ek moet dit regkry met jou. Jy moet verstaan, waar kom die eersteling offer in? As God dit weer kan doen, kan hy dit nog 'n keer doen. As God dit nog moet doen, sal hy dit weer doen. Dink gou hoeveel keer moes die Here al jou sonde vergewe? Want jy hou net nie op nie. So God kan, né? OK, nou sonder om te verdwaal, wil ek hê jy moet weet, dat toe Pinksterdag aanbreek, begin die fees van die weke. En die fees van die weke is die volëinding van die oesfees, van die eerste gerwefees. In daai 50 dae is die hele oes ingebring. Met die opstandingsoggend het die manne daar aangestap gekom met sulke bondeltjies gerwe en hulle het dit gegee en toe op Pinksterdag is die hele oes af van die land afgehaal. Soos nou vandag, dan sal hulle vir mekaar sê, het jy toe nou klaar geoes gekry? Ja, nee, dankie tog, jou trekker het gebreek en ons het gesukkel met die werksmense, maar die oes is van die land af. Nee? En dan wat het hulle gebring op hierdie dag? Hulle het vars gebakte brode gebring. Want hoekom? Aan die begin, by die opstanding, by die oes van die gerwe, het hulle 'n opdrag gehad om vir 7 dae nie enige brood te bak of te eet nie. Hulle moes in daardie fees sê, ons vertrou God. Ons vertrou God. En nou in hierdie tweede fees begin hulle om te sê, die God van vandag is die God van gister, is die God van môre.
En dit kan aangaan en aangaan en aangaan. En dis waar die week of die fees van die weke inkom. Ek hoop ek sê genoeg dat jy sal verstaan dat gelowiges wat met geloof en oortuiging praat, nie net van Jesus nie, hulle getuienis is eg. Gelowiges wat kan sê Jesus is die eersteling. En ek moet laat dit eers met jou gebeur, dat jy verstaan, Pinkster wil iets in jou hart wakker maak, van dat God is nie net die eerste nie, hy is ook die laaste. En hy is alles tussenin. Die God wat eendag vir jou kan help, is die God wat jou die volgende dag kan help, is die God wat jou oormôre kan help. Die God wat jou gister gesond gemaak het, is die God wat jou vandag kan gesond maak, en wat jou môre kan gesond maak. Wie glo jy? Hoe glo jy? En daarom wil ek hê jy moet weet, dat as hierdie 120 disippels bymekaar gekom het, wat dan nou heel moontlik die 11 disippels ingesluit het, hoekom is dit 11? Want Judas het homself gaan ophang. Judas kon net nie homself so ver bring om te dink dat God kan vergewe. Dink jy dat God kon nie Judas se verraad en verraai van Jesus vergewe nie? Jy weet? Dink jy God sou dit nie kon doen nie? Hy sou. Maar Judas kon homself nie vergewe nie. Is jy saam met my? En ek hang hom op. Nou ek vra altyd, dan sê ek, wat is groter? Verraai of verraad? Of verloon? Nee? Wat is erger om te doen? Om Jesus te verraai of om Jesus te verloon? Petrus verloon Jesus. Judas verraai Jesus. Judas gaan hang homself op. En so baie kerkmense het hulle alreeds geestelik opgehang en gesê, ek is dood, ek kan niks doen nie, ek beteken niks nie. Dit help tog nie, ek is hier nie. En dan kom Petrus en die Bybel sê, hy het bitterlik geween. En die Here vat hom en die Here maak hom 'n kragtige getuienis. En hy word daardie persoon wat op Pinksterdag opstaan en hy sê, ek het vir jou nuus. Jesus kan vergewe. So, in die dae het Petrus in die midde, en nou moet jy nou nog 'n ding beleef, ek het vir jou gesê, ek gaan vir jou klompie goed sê oor wat op hierdie dag gebeur het, nê? Hier is een van die dinge wat gebeur het, nê? Hy sê, in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan, en die skare persone wat daar by mekaar was omtrent 120, en Petrus het begin praat, en hy het gesê, nou onthou nou eers, Petrus se onvrymoedigheid het vrymoedigheid geword. Toe hy vir die diensmeisie sê, ek weet nie wie dit is nie, ek ken hom nie. Halleluja vir die werk van die Heilige Gees. Wat jou van verloon, ek ken hom nie, ek weet nie, na vrymoedig kan vat en sê, dis Jesus. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het, nee. En so gaan Petrus aan en hy's besig om met hulle te praat en vir hulle te sê, nou wil ek hê jy moet iets ons verstaan in hierdie gebeure. Op Pinksterdag het daar meer goed gebeur as wat ons dink. Die meeste van ons sê, die Heilige Gees is uitgestort en daar was 'n wind, as jy nou bietjie meer Bybel gelees het, dan sê, daar was rukwind gewees, daar was tonge van vuur op die mense se koppe gewees, en hulle was in 'n bovertrek gewees, en hulle het almal in tale gespreek, en die mense wat daar was, het gesê, hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal spreek? Dis normaalweg wat ons sê wat op Pinksterdag gebeur het. Maar ek het jou hopelik nou met die feeste alreeds bewus gemaak dat daar nog iets gebeur op Pinksterdag. Want niemand het die rukwind verwag nie. Behalwe die disippels wat bo vertrek toe was. Die 120 wat daar by mekaar gekom het, wat oortuig was, hoeveel persone dink ons was saam met Jesus op die berg toe hy opgevaar het? Vermoedelik net die 11. Miskien nog 'n paar.
Ons het nie syfers om te noem nie, maar kan ek vir jou sê, dit was nie al 120 op die berg gewees nie. Nou ek wil hê jy moet die aansteeklikheid van die boodskap van Jesus en die krag van God moet jy hoor, nê. Is dat in 10 dae, in my gevoel of my waarneming is dat niemand het berg toe gegaan nie, behalwe die wat Jesus sê het gaan wag, wat gesê het, wag vir my, ek kry julle daar bo op die berg, nê. En dan sê, kom ons sê hulle was 11, kom ons sê hulle was 12, 13, 15, 20 mense gewees. En jy gehoor hoekom ek somme maak, nê, is dat iewers het mense ingekoop, dat Jesus het regtig opgevaar. Weet jy hoeveel mense kan dit tot vandag toe nie hulle eie maak nie? Daar is soveel mense. Die wêreld is so, laat hemelvaart dag met 'n ander naam kry. Ascension Day is nie goed genoeg nie. Die dae wat Jesus aan die kruis, Paasnaweek, 'n Goeie Vrydag en al hierdie vakansiedae met sulke ander wêreldse name kry, in plaas van dit weer terugwys na wat het regtig gebeur. So koop jy gaan nou saam met my inkoop, nommer 1 inkoop, soos wat Petrus ingekoop het, toe hy opstaan en hy begin praat oor Jesus. Want hoekom? Hierdie 120 mense en hierdie geloof en oortuiging van Petrus was so sterk en was so groot gewees dat hulle 'n onderskeiding of hulle 'n ontdekking maak. En wat is hierdie ontdekking? En dit is nou voor Pinksterdag. Onthou nou op hierdie dag bring hulle nou nie meer die gerwe nie, hulle bring die gebakte brood, né? Hulle bring die eindproduk. Moet jou help laat dit deurdring, né? Is een ding om op die koringland te staan en om te ploeg en te saai en om bid vir reën en jy wag en nou sien jy die eerste gerwe opkom en hulle begin groei en jy's opgewonde en jy sê hierdie jaar gaan ons 'n goeie oes maak, né? Hierdie jaar lyk dit belovend totdat daar wind of sprinkane kom of totdat daar droogte is of wat ook al en jy kla en jy sê alles is tot niet gegaan, hè? Maar hoor gou die fees, die eerste het nie by gerwe gebly nie. Dit het brode geword. Dit het gebakte brood geword. So susters, ek wil net weet, hoekom verstaan julle nie, julle moes almal vanoggend vir ons lekker gebakte brood gebring het. Waar is ons geskiedenis heen? Waar is ons verstaan van Pinkster heen? Ja, julle kan nou maar stil bly, né? Maar broers is eintlik hele skuld dat die vrouens nie gister gebak het nie. Of eergister nie. Nee, nie eergister nie, dan is dit ou brood. Ons soek vars brood, né? Stem julle saam. Hy brood moes eintlik vanoggend so uit die oond uit gekom het. Hy moet nog 4 warm gewees. Nou hou moed, jy sal nou hoor waantoe gaan dit op uitloop, né? Sodat jy saam met my verstaan dat iets wat stikkend is, kan nie werk nie. Daar moes iemand in Judas se plek gekom het. Want die 12 disippels het 1 disipel gekort. En nou moet jy my verdra vanoggend en dis hoekom ek vir jou sê, ek is besig om met jou praat oor ouderlingskap, né? Ek is besig om vir jou te sê, daar moet ouderlinge wees. Kan al die ouderlinge weer opstaan? Okay, goed. Jy sien, 'n ou gaan nie jou sommer self 'n ouderling noem nie, is ek reg, né? Jy weet, 'n mens doen nie. Kan vrouens ouderlinge wees? My kort antwoord is nee. En ek dink ek het genoeg rede om te sê dat om 'n ouderling te wees, om 'n opsiener te wees, om 'n presbyteros te wees, vra 'n man figuur. En die kerk kan nie sonder hulle werk nie. Petrus het van 'n disipel na 'n apostel toe beweeg, want die woordjie apostel sê jy's uitgestuur, die
Koringgerf het 'n gebakte brood geword. Jou dae van groei en ontwikkeling en het op 'n plek gekom waar jy nou iets is. Jy weet dat jy weet jy is dit, nê. 'n Koringgerf is nie 'n gebakte brood nie en 'n gebakte brood is nie 'n koringgerf nie. Maar jy sal albei saam my saamstem, jy kan nie die een wegvat van die ander een af nie. Goed, so kom ons gee nog tree en dan wil ek hê jy moet weet, dan gebeur daar en ek wil hê jy moet die woorde opmerk, is dat Petrus sê, om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het om heen te gaan na sy eie plek. Toe werp hulle die lot en die lot het op Matthias geval en hy is gekies om wat? Om saam met die 11 apostels te wees. Nou wanneer het die 11 apostels geword? Was hulle dan nie disippels gewees nie? Die hele storie begin by Jesus wat 12 disippels roep. En dan doen Jesus en hy doen 'n eerste en hy doen 'n volgende en ook 'n laaste keer wat hy hierdie disippels vir hulle sê, jy's nie meer 'n leerling nie, jy is nou 'n gestuurde. OK. Kan al die gestuurdes asseblief opstaan? Kan al die leerlinge asseblief opstaan? Hoor gou. En toe ek voorberei, toe sê ek, Here, ek hoop ons ontdek dit. Van hoe min begrip het ons oor wie is wat en wie moet wat en hoe moet dit wees. Kan al die pastore asseblief opstaan? Ek staan klaar. Een ding wat ek weet, wie sal getuienis gee dat ek 'n pastoor is? Moet nou nie sê 'n goeie pastoor nie. Wie sal net getuienis sê dat ek 'n pastoor is? Wie sê ek is 'n pastoor, nê? As julle oortuig, hier's 'n paar van julle wat nie dink ek is 'n pastoor nie, nê. Want jy sien, jy verstaan nie die saam wees, die getuienis moet sterk wees, nê. Goed, maar dankie vir julle almal wat my die erkenning gee dat ek 'n pastoor is, nê. En ek weet ook dat die nasionale kerk het ook vir my en in 1980 al, nê, het die Here vir my en Margaret gevat en ons op 'n pad gesit. En ons het nog nooit omgedraai nie, ons loop nog steeds vorentoe. Nou wil ek hê jy moet weet dat as 'n disipel of 'n leerling 'n apostel wil wees, nê, dan wys dit uit die roeping of die verstaan van Pinkster. Want Petrus kon homself nie indink om 'n getuienis te wees nie. Maar, en hy sê vir die diensmeisies, ek ken hom nie, ek weet nie wie dit is nie. Hy jok, sag gesê, nê? Die rowwe manier is mos daai liegwoord, jy weet. Hy praat nie die waarheid nie. Hy is 'n disipel van Jesus. En hy is ook op die berg gewees, nê? Of hy gaan later op die berg wees, waar Jesus sê, kyk, ek stuur julle so skape onder die wolwe en wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Ek vra vir jou vanoggend, ken jy jouself? Weet jy wie jy is? In die konteks van die Nuwe Testamentiese kerk, 'n leerling of 'n apostel? Is jy gestuur of leer jy? En as ek dit in jou hart wakker gemaak het, en ek het nou al so baie goed gesê, wil ek hê, jy moet nou nog 'n vraag van Pinkster, laat nog 'n vraag van Pinkster jou konfronteer, nê? Kan ek gou vra, wie van julle dink het die meeste Pinksterdienste in sy lewe agter die rug? Ek dink ek weet nie wie nie, ek wil dink Tannie Audrey het 'n kans om eerste te wees. Daar's iemand wat baie Pinksterdienste, nê.
Ek onthou die een Pinkster, ek het altyd Pinksterdiens toe gegaan, maar die een keer het ek dink ek 'n diens of 2 gemis. Jy weet, ek was net nie lus om te gaan nie. Ek was moeg. Ek het 'n keuse gemaak, né? En ek wil hê jy moet weet, jy weet of jy weet nie. Maar in Pinkster gebeur daar iets besonders. En nou gaan ek vir jou die vraag vra. Kan ek en jy roem op eendragtigheid? Hoor gou wat het op Pinksterdag gebeur. Onthou nou ek weet van die tale en ek weet van die wind en ek weet van die mense wat sê hoe hoor ons hulle en ek weet van al daai goed. Ek vra vir jou, hoe seker is ons oor eendragtigheid? Kan ons sê as ons as 'n gemeente so met bymekaar staan, dat ons so een van sin en een van gees en een van oortuiging is, dat niemand kan 'n wig tussen ons indryf nie. Want as ek vir jou vra, hoeveel was in die bovertrek, kry ek die antwoord 120, nê? En ek gaan jou 'n paar keer vanoggend nog blootstel aan hierdie selfondersoek. Hierdie wat is my vlak van eendragtigheid? Hoe saam staan ek? As Pinkster nou vanoggend hier moes uitgestort word, nee, dan is ons nou bietjie meer as die 12, maar ons is nog nie die 120 nie, en ek dink dit is kwalifiseerders wat sê dat ons moet 120 wees, anders kan die Heilige Gees nie. Gelukkig sê die Bybel, daar was omtrent 120 mense gewees, nê? So daar was na skatting 120 mense gewees. So kom ek help jou om te sê, Here, help my asseblief. Ek wil deel wees van die kerk van Jesus. Ek wil een van hulle wees. Ek wil daar wees. Ek wil my kant bring. Ek wil opdaag. En ek wil sorg dat hierdie werk van Jesus voortgesit word. En dit is in hierdie eendragtigheid wat ek jou wil help om te verstaan, dat jy sal begryp dat die 120 het in tale gepraat en almal, en ek dink daar was baie minder tale gewees. Dit was nie net die 12 wat die Heilige Gees ontvang het nie, is ek reg? Sê met my saam? Weet, maar die 12 disippels het heel moontlik ook in tale gespreek. Is ek reg? Die 11 disippels, waar die ander almal het in tale gepraat daar. So wil dit lyk, nee. So wil dit die gevoel gee. So wat moet ek vir jou help om te verstaan? Paulus hanteer hierdie ding, maar hy hanteer dit omdat hy besef daar's iets van Pinkster wat wegraak. Né? Wat raak weg van Pinkster? Nie net tale nie, tale het ons lankal weggeraak, né? Wie van u onthou nog dat ons kerk gehou het, dan was daar tale en uitleg van tale. Maar vra ons nou, waar is dit? Vrymoedigheid. Mense het net nie meer die vrymoedigheid om in 'n taal te bid in 'n diens nie. Amen. Kom ons sê maar hierdie goed vir onsself, né? Ons soek mos nou waartoe gaan ons? Wat moet met ons gebeur, né? Mense het nie eers 'n vrymoedigheid om in hulle binnekamer partykeer in 'n taal te bid nie. Hy sê, hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges. Nou hoor wat het op Pinksterdag gebeur. Wat is die woordjie heilig? Beteken jy is eenkant gesit, né? Ek sien dit altyd in daai kort sinnetjie van laat ouma keer die kleinkind, want die kleinkind wil daai baie kosbare blom ding of houer of daai voorwerp daar weet mee speel, en dan sê ouma hierdie woorde, dan sê sy, nee, los dit uit want ek is heilig op dit. So heilig beteken is eenkant gesit. OK, hier's my vraag. Hoe eenkant gesit is jy? Hoe heilig is jy? Né? Nou, ek weet hierdie maak dat ons
onsself nou in 'n spieël kyk, né? En laat ons sê, wag so 'n bietjie, lyk my daar het meer goed gebeur op Pinkster. Ek is nie 'n ouderling nie. Pastoor het gelukkig klaar gesê, vrouens en kinders is uitgesluit, jy weet, asof dit nou is, maar dit is nie heeltemal dit nie. Maar ek is nie 'n ouderling nie, maar ek is dan nou ook nie eendragtig nie. En ek is ook nie een van die sommiges nie. Want kan al die apostels net staan? Kan al die, waar is die apostels, profete? Kan al die profete opstaan? Kan al die evangeliste opstaan? Pastoor, ja, jy preek nou, ek staan nou nie eers op nie, ek wag net dat jy klaar preek, jy weet. Kan al die herders opstaan? Kan al die leraars opstaan? Ja, nou daar moes julle almal nou opgespring het, nee. Want kyk, kan ons nou vir mekaar leer, asof ons gesaghebbendes is, nee. Maar ek wil hê jy moet nou iets snap, jy moet verstaan, wat het op Pinksterdag gebeur, wat ons nie altyd van hoor nie. Ons hoor van tale, ons hoor van die rukwind, ons hoor van daai goed, maar hier's 'n ding wat op Pinksterdag gebeur het, is dat Petrus het 'n apostel geword. Petrus het vir hom self gesê, Petrus het gesê, omdat ek op die berg was, omdat Jesus gesê het, ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Ek en Margaret het ons hele bediening begin op grond van hierdie teksvers, waar Jesus sê, kyk, ek stuur julle so skape onder die wolwe in. So julle is wolwe, né? Kyk, ek stuur julle en ek's 'n skaap. En wolwe vreet skape op. Verskriklik. Gemeentelede kan pastore opeet. Snap jy wat ek wil doen saam met jou vanoggend op hierdie Pinksterdag? Ek wil vir jou sê, kom ons raak sensitief. Dat die Heilige Gees vir jou kan sê, is jy eendragtig? Is jy een van hulle? Is jy vrymoedig? Kan jy geïdentifiseer word? Kan ons agterkom dat daar moet heiliges in die kerk wees? Jy's so eenkant gesit van die wêreld, dat as hulle vir jou vra, kom jy Vrydag aand na die dans toe, dan sê jy nee, dans is sonde. Klink dit vir julle na my ouderdom se probleem daai? Onthou julle toe ons oor rook gepraat het, dit rook is sonde. Nee? Pastoor Philip Gerber het by 'n konferensie waar ons was, dan kyk hy so oor die gehoor, dan sê hy, ek sien hoe hang hy sigaret hier so jou mond uit, jy weet. Hy sê vir jouself, ek's 'n roker. Kan julle hoor hoe die kerk heilig wou wees? Hoe die kerk gesmag het om so sigbaar te wees, dat die hele dorp, die hele Jerusalem, die hele Judea, die hele Samaria moes weet, ek is 'n Christen. Ek is 'n navolger van Jesus Christus. En ek wil daarom vir jou help om te verstaan, dat hier is iets wat op Pinksterdag gebeur het, wat jy nie mag mis nie, is dat God gebruik sommiges om almal te help. Julle verstaan hè, God het vir Cassie geroep om die plammer van AGS Pleroma te wees. Cassie, moenie jou kop skud nie, sê ek stel my oop, laat my oorloop. Sommiges, wat almal. Maar jy weet, ons het in 'n struik getrap, ons het begin om die persone te soek van apostels, van profete, van evangeliste, van herders, van leraars. Terwyl ons vergeet het dat dit is geeswerkinge.
Dis eers 'n werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil jou vestig, soos wat 'n apostel 'n gemeente sou begin het. Die Heilige Gees wil jou roeping vasmaak, soos wat die apostel daardie roeping, soos wat Petrus op Pinksterdag vir homself gesê het, as niemand dan opstaan nie, dan staan ek op. As niemand iets wil sê nie, dan sê ek dit. As niemand die moed van hulle oortuiging kan kry om te sê, Jesus is die Seun van God, hy is gekruisig, julle het hom gekruisig. Kyk, hulle wou vir ou Petrus net daar al gestenig het. Ek hoop jy snap saam met my waantoe die Heilige Gees op pad is vanoggend, dat ons weer sal verstaan, dat as ons dit verstaan, dat ons 'n gemeente is van almal en sommiges, dat ons weer sal respek hê vir iemand wat voor my loop. Dat ons weer sal sê, hy gee om vir my, sy gee om vir my. Kan ek jou help om te verstaan dat as Pinkster of as die Heilige Gees eers weggaan, dan doen almal net wat hulle wil. En ons het verskriklike mooi Ou Testament beeld daarvan. Onthou julle die volk wou 'n koning gehad het? Want hulle wou nie vir die rigters luister nie. Daar was 'n rigter en 'n koningperiode gewees. En ek wil vir jou sê, pas op, laat jy by 'n koningperiode kom. Verstaan wat wil God deur 'n rigter doen. Hy wil jou so stadig vat en vir jou sê, kom hierdie kant toe. Moenie so wees nie, moenie so dink nie. Maar omdat ons die rigters verwerp, omdat ons hierdie oortuiging van die Heilige Gees weet te sag ervaar, sê ons maklik nee. En ons dink ons kan doen wat ons wil, maar ons kan nie. En wanneer die sonde jou in die oë kyk, wanneer die moeilikheid jou oorweldig, dan wil ek hê jy moet weet dat die taak van die sommiges is om die heiliges toe te rus vir dienswerk. Nou hier's nog iets wat op Pinksterdag gebeur het, met eens op Pinksterdag kon hulle verstaan, daar's werk om te doen. Ek het geweet dit gaan stil word, maar ek het gedink gaan so stil word nie. Hierdie gemeente het geen toekoms as daar nie gewerk word nie. En weet julle wat het ek ontdek? Ek het nou 2 dae, ek het mos nou Woensdag aand hierso bely, en ek het gesê, ek weier en alles, ek gesê, ek is nie 'n plammer nie, ek wil nooit in my lewe plammer wees nie, en toe sê ek Donderdag en Vrydag, 2 lang dae voluit plammer. Ek is nou een van die beste plammers in die dorp. Ek weet wat dit is, en ek is so dapper, en ek dog na 'n paar kraan, gaan ek nou my plumbingwerk klaarmaak. Toe ek al kom, toe staan hy dreine so hoog toe van die water. Nou ek wil vir jou sê, tot ek het nie kans gesien om plammer te wees nie, want ek is nie 'n duiker nie, ek is 'n plammer. Jy weet, ek hoop jy hoor iets wat ek vir jou wil sê. Ek wil jou wakker maak. Ken jy jou werk? Is jy beskikbaar om te werk? Wat is jou werk? Jy sien, Pinksterdag moes dit kom uitsorteer. Die persoon van die Heilige Gees moes kom om ons te leer en te lei aangaande die hele waarheid, om ons te oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel, om vir ons te wys met watter gawes en watter bedieninge en watter werkinge vertrou hy my. Wat wil die Heilige Gees sê ek moet doen? Hoor jy? Wat wil die Heilige Gees sê dat ek doen? Of is ek so op my eie? Is ek so met my eie saak besig,
laat niks kry my geroer nie. As ek vir jou help om te verstaan dat Pinksterdag is ook die geboorte van die kerk, hierdie ene straat af, gaan daai kant toe, gaan hierdie kant toe, gaan oor die hele dorp, die groot globale kerk. Dis die geboortedag. So vandag bring ons nie 'n gerf wat nie gebak is nie, ons bring gebakte broodjies. Hulle is lekker, ons sit botter en konfyt op en ons verlustig ons in die oes wat gaan voluit hou en ons weet dat die Here sal voorsien en hy sal nooit ophou nie en hy sal eenvoudig weer en weer en weer. Het jy nog daai geloof dat God kan jou môre skuif? Hy kan jou lot beter maak. God stel belang in jou allerbeste en daarom as jy die Heilige Gees nie 'n kans in jou lewe gaan gee nie, dan gaan jy soog voor die kritiek van die wêreld. En ek wil hê jy moet weet, as daar een ding is wat op Pinksterdag in die harte van die gelowiges verander het, is hulle het 'n dik vel gekry. Hulle het hulle laat kritiseer. En dan het hulle gesê, jy weet niks nie. Toe hulle sê, ja, hulle is dronk en alles, toe staan Petrus op en nou wil ek sê, ouderling, nou wil ek sê, leier, ek wil sê, broer, suster, sal jy opstaan en iemand verdedig? Op Pinksterdag het ons geleer om mekaar te beskerm. En is baie keer die ding wat die minste gebeur. Jy kry nie daai gevoel dat iemand jou beskerm nie. Is ek reg? Nou, hoe ver is ons Pinksterkerk? Hoe ver is ons? Pinksterkerk, waar is ons nie? As ek dink hoe dat Petrus uiteindelik opstaan en kom ek gee vir jou nog 'n ding wat op Pinksterdag gebeur het. En behalwe dat Petrus opgestaan het, maak hy 'n evangelie wakker en hy doen dit so. Hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Petrus kom en hy doen seker een van die mooiste dinge. Hy beklemtoon gehoorsaamheid. As Pinkster nie jou gehoorsaam maak nie, het jy nie by die Heilige Gees uitgekom nie. As Pinkster of die doping met die Heilige Gees nie by jou uitgekom het nie, dan gaan kyk jy na gehoorsaamheid. En jy gaan kyk na ek stel my oop, laat my oorloop. Ek weet, jy word vanoggend begelei en ek vat jou in 'n rigting om te help om te verstaan dat daar moet gehoorsaamheid wees. Maar ek wil vir jou 'n vraag vra. Het die 3000 ook in tale gepraat? Ek wil vir jou 'n vraag vra. Het die 3000 tyd verspeel? Of het die 3000 gesê, nou? Jy sien, hier's 'n ding van Pinkster, en ek vra vir jou as 'n Pinkstermens, vra ek jou die vraag, ken jy nou? Ken jy nou? Ken jy die waarheid van dat jy nie God laat wag nie? Dat soos wat God praat, so beweeg jy. En ek is amper klaar, want hoekom? Ek wil jou na seker een van die belangrikste goed wat op Pinksterdag gebeur het, wat ons nie vir mekaar praat nie, wat ons nie vir mekaar sê nie, maar dit het gebeur, op daardie dag het dit gebeur, en jy sien dit daar op die skerm, kom ek lees dit vir jou. Hy sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. Hoor gou wat het op Pinksterdag gebeur. Die wind het gewaai, tonge van vuur,
Mense praat in tale, hulle hoor hulle tale, hulle organiseer, Petrus staan op, hy preek met vrymoedigheid en 'n boldness wat ongekend is en hy 3000 mense kom tot bekering. Hoor hoe gou, dit is hoe ons oor Pinkster praat, maar ek dink ons moet oor Pinkster kan sê, ek is diep in my hart getref. Ek is nie net eendragtig nie. Ek is nie net oortuig nie. Ek is nie net sommiges of almal nie. Ek is nie net 'n heilige nie. Ek is nie net eenkant gesit nie. Dit het alles gebeur omdat iets my hart getref het. Ek weet nie of ek dit so moet uitdruk nie, maar ek dink jy sal dit verstaan. Dit was 'n koolskoot gewees. Was in die hart. Nou hier's my vraag. Hoe lyk jou Pinkster? Het hy begin by diep in die hart getref? Hoe diep word jou hart aangespreek? Deur God se waarheid. Hoe oortuig is jy as 'n Pinkstermens dat dit is 'n saak van lewe en dood? Dis 'n nou saak. Dis 'n ons kan nie uitstel nie. Ons kan nie wag nie. Die werking van die Heilige Gees begin juis daar as die hart getref word en jou rigting word bepaal en as jy daaraan dink dat hierdie fees wat vir die hele dorp, vir almal daar was dit die fees van die weke. Dis ons maak lekker brood, ons gaan nou weer 'n goeie tyd hê. Ons gaan kyk hoe dat ons oes iets word. Want is dit nie waar nie, dat as jy geplant het, en jy het gaan oes, en jy het al die koring van die land afgehaal, en jy vat dit nou na die plek toe, of waar ook al, en dit kom by die bakkers uit, en hulle bak lekker brood, dan eet ons elke dag brood, en ons vergeet van die oes. Maar jy sien in Kain se storie, wil ek hê jy moet verstaan, ons trap in dieselfde struik, ons dink dit gaan oprak. Ons dink dit is nie genoeg nie. Ons dink die Here kan dit nie weer doen nie. Ek wil hê jy moet hoor as 'n Pinksterkerk, maak jou uitverkoop, word in jou hart getref, dat jy sê, al sou ek sê, ek stel my oop, dat hy my laat oorloop. Hy laat my oorloop. He is more than enough. He is the God who can do it over and over and over and over again. As jy dit in jou hart saam met my hê, wil ek hê moet weet dat die Heilige Gees was ons ook 'n tweede keer uitgestort. Behalwe Pinksterdag. Want dit is vir my asof God al hierdie goed wat op Pinksterdag gebeur het, wat ons nou nie meer aldag oor praat nie, jy weet, wat ons nie vir mekaar sê. Onthou julle die Emmausgangers het gesê, was ons harte nie brandend in ons? Hoe vrymoedig is ek om weer op te staan en die 8 myl terug te loop Jerusalem en om te sê, Jesus het aan ons verskyn. Nee, ons sal eers slaap en sê, ag, ons sal môreoggend, dan gaan ons maar weer, is nou donker nag, jong. En is 'n gevaarlike pad en ons weet nie hoe nie en alles. Nee, dit het ons deel geword. En ek hoop ek kan jou vanoggend diep in die hart tref. En ek kan ek nie, maar die Heilige Gees kan. Vanoggend vir jou sê, daar's iets, daar's 'n werk, daar's 'n plek, daar's iets wat gedoen moet word. En dit is hier waar die Heilige Gees die tweede keer, dankie Sissa, dis hier waar die Heilige Gees die tweede keer uitgestort word in Handelinge 4. Hy sê en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was. En hulle almal is vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met wat gespreek? Vrymoedigheid.
Vrymoedigheid. Ek is so bly ons kan by vrymoedigheid uitkom. Ek wil bid. Ek wil droom. Ek wil verwag dat jou vrymoedigheid my grootste kopseer gaan word. Kan ek dit weer sê? Laat jou vrymoedigheid die gemeente so laat en sê ag asseblief, sy gaan sit net ons het jou al gehoor. Onthou julle toe die getuienisse opgedroog het van God se goedheid en spesifieke goed wat gebeur het, jy weet, en hulle sou vra, is daar iemand wat 'n getuienis het? Dan sê hulle, ja, ek dank die Here, hy is goed vir my. Dan gaan sit hulle weer. Dan sê ons, wat het die Here vir jou gedoen? Nie 'n lang storie, weet. Dan staan die ander, dank die Here, hy is goed vir my. Ek dank die Here, ek dank die Here. Dan die getuienisse, nou net daai iets geword. Weet julle wat het die wêreld nodig? Die getuienis van hoe diep jy in die hart getref is. Hoe diep jy sê, Here, ek kan nie. Ek kan nie anderster nie. Hulle moet weet. Om dan by 'n sondaar verlore mens uit te kom, is om te begin waar Paulus begin het. En ek vra, wie kan al die apostels net opstaan? Kan al die profete net opstaan? Kan al die evangeliste asseblief opstaan, al die herders en al die leraars net opstaan? Dan vra ek na die gawes. En ek sê wysheid, kennis, onderskeiding van gees. Ja, daardie krag van die Heilige Gees wat ook in tale en uitleg in tale en profesie na vore wil kom. Daardie vrug van die Gees. Kom net eers verby die bedieninge, die 5 bedieninge en die 9 gawes en ons gaan net na die vrug toe. Wie vir julle spesialiste op selfbeheersing? Wie het selfbeheersing gevat en gesê vir jou soek ek. Weet as ek kyk na egskeidings en ek kyk na huwelike wat verbrokkel, dan wonder ek, het jy gemis dat liefde is in daai lys? Wat is die gawes nou weer, Marlene, help my? Liefde, lankmoedigheid, vrede, vriendelikheid, okay? Blydskap, goedheid, getrouheid, wow, volpunte vir julle. Sagmoedigheid, selfbeheersing. Pinksterdag, hierdie dag, het gesê, jy gaan vrugte dra. En as jy enige iets kort kom vanoggend, wil ek sê, ek hoop jy is diep in die hart getref. Ek hoop jy is diep in die hart getref. Ek hoop jy sê, Here, ek sien die oes. Ek sien u hand in beweging. Kom ons staan saam met mekaar en dan wil ek vir jou vra, begin bid net daar waar jy staan. Want Paulus sê, ek is die geringste van die apostels. Ek is nie eers werd om 'n apostel genoem te word nie. Want ek het die kerk net skade berokken.
As daar een ding is wat Pinkster wil laat gebeur, is dit om jou te genees en te herstel en te sê, jy kyk nie terug na alles wat jy verkeerd gedoen het nie, jy kyk nie terug na alles wat jy nie gedoen het nie, jy kyk nie terug en jy besluit hoe gering en hoe onwaardig jy is nie, jy kyk vorentoe, jy kyk vorentoe en jy sê, Here, dankie vir 'n Damaskuspad. Dankie vir 'n bekering. Dankie vir wie van u is nog dankbaar dat die Here jou oortuig het van sonde? Wie is nog dankbaar dat jy tot bekering gekom het? Wie is nog vol vreugde dat jy vervul is met wie onthou nog hoe dat jy deur die doopwater gegaan het en hoe dat jy vervul is met die Heilige Gees en hoe dat jy in tale kon bid en nog steeds bid miskien en jy voel, maar jy het ook 'n ywer, jy het 'n drang, jy het 'n verlange. Jy sê, Here, daar's iets wat gedoen moet word, daar's 'n werk en jy staan vooroggend op soos 'n Petrus en jy sê, ek wil hê julle moet hoor. Ek wil hê julle moet hoor. Here, daarom wil ek bid dat ons as 'n gemeente op 'n plek sal kom waar ons kan sê, ek gaan nie langer terughou nie. Ek gaan vrymoedig wees. Ek gaan vrymoedig wees in die Here. Ek gaan sê, so spreek die Here. Ek gaan sê, die Here het my gewys. Die Here het aan my openbaar gemaak. Die Here het my 'n nuwe begrip gegee en ek gaan opstaan. As daar iets is wat moet weer lewe kry, is dit ek myself. As daar iemand is wat weer moet dapper wees, is dit ek myself. En ek sê, Here, hier is ek. Niks sal my keer nie, want ek is u kind en ek behoort aan u en ek is u geroepene en ek is u disipel en ek is u gestuurde. Here, ek wil bid dat u ons as 'n gemeente op hierdie Pinksterdag weer vir ons dorp vars brood sal maak. Here, maak ons aantreklik. Here, maak ons besonders in die oë van sondaars en van die skare en van die verlorenes. Here, maak my weer sterk. Maak my meer as 'n oorwinnaar. Kom net daar waar jy staan. Besluit dis nie verby nie, dit begin nou eers. Dit begin nou eers. My beste lê voor. My oortuiging is vas. Dat die Here is my God en hy regeer tot in alle ewigheid. Kom, laat Pinkster, laat hierdie dag 'n nuwe begin vir jou wees. Sit alles van die verlede agter jou. Sit dit agter jou, sê dis verby. Die verlore seun. Ja, Petrus moes homself vryspreek. Petrus en die verlore seun loop dieselfde pad. Maar ek wil hê jy moet weet dat daar's 'n dag wat jy kan omdraai en dit is vandag. En ek wil vir jou sê, draai om in Jesus se naam. Besluit jy gaan weer voluit wees wie jy moet wees en kan wees en sal wees, want dis nie jy nie, dis nie deur krag of deur geweld nie, maar is deur die Gees van die Here wat oor jou vaardig raak. Jy ervaar daardie inspraak van die Heilige Gees. En Here, laat ons 'n gemeente sal wees wat borrel en bruis. Laat ons 'n gemeente sal wees wat kan sê, Jesus, 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 die krag van God in Jesus, halleluja. En daarom wil ek jou nooi, as jy voor uitdaging staan, net waar jy nou is, spreek hulle aan. Moet hulle nie, moenie soebat nie, moenie pleit nie, spreek hulle aan. Doen wat Petrus gedoen het en gesê het, goud en silwer het ek nie, maar dit wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus staan op en loop. Ja, spreek dit aan. Sê hierdie ding is verby. Hierdie sake gaan verander. Hierdie lewe gaan regkom. Dit gaan 'n vreugde en 'n blydskap wees, want ons gaan die fees van die weke in. Die God wat week na dag sal voorsien, en hy is my God, halleluja. Loof die Here, halleluja. Here, vervul elke een met 'n besonderse verwagting van dit wat besig is om te gebeur.
En ek dank U daarvoor. Ek dank U daarvoor. Lees so 'n bietjie in die gees van jou lewe, want kan ek vir jou sê, aardse goed kom nie by God se goed nie. Lees so 'n bietjie in die gees. Lees jy so 'n bietjie woorde wat skryf. 'n Boodskap wat na jou kant toe kom. En sê, ek is die Here jou God. En ek sal dit vir jou doen. Here, dankie. Dankie vir wat U vir siek mense wil doen. U wil hulle gesond maak. Dankie Here dat U die God is van voorsienigheid. U wil vensters in die hemel oopmaak. Dankie Here dat U ook die God van ons gemeente is. Ons sal nie tekort skiet nie. Ja, die bediening en die gawes en die vrug van die Gees gaan oorvloedig wees. Die sommiges gaan almal help om heilig te staan. O, prys God. Begin iets sien in die Gees. Begin om iets te sien en dan sê jy, dis wat dit sal wees. En as daar die iets, 'n man of 'n vrou of 'n kind is, dan sê jy, Here, ek sien hulle daar. Ek sien hoe dat U dit volmaak. En ek loof U daarvoor. In Jesus se naam. Amen en amen.